Dan vandag 28 Maart, lesing 114 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En die opskrif van hierdie lesing is die toekoms van Jara. Nou, die afgelope lesings was Joshua besig met die Perse van Judeërs wat in Persië gebly het, en daar was 'n groot storm gewees. Mense het onder skuilings ingehardloop, onder tafels ingekruip, maar net 'n paar het by Joshua gestaan en by hom geskuil. In die reën, in die haalstene, alles wat daar geval het, en nie een het iets oorgekom nie. Inteendeel, die stukkie grond waarop gestaan het, was kurkdroog. En daar het haalstene van 2 vuiste by mekaar geval. En ek dink in enige een van ons boek gaan jy hardloop, as jy nou nie weet jy het die skuiling van Joshua by jou. En nou is hulle op pad na die eetsaal toe, en nou vra Jara of maak sy 'n paar waarnemings. Nou, die opskrif, die toekoms van Jara, het ons dan nou al gesien, dat Jara 'n teebeeld is van die dogter van Sion, die dogtertjie wat hom ontsettend lief het. Stel die siele voor aan die einde van die tyd, wat Joshua bo alles lief het. Of anders gestel, dit stel die bruid voor. Die bruid bestaan uit mans en vrouens. Almal van ons siel in die geestelike is vroulik. Dit is die gevalle deel wat nou weer herstel moet word met die manlike, die gees in ons, wie Joshua is. So, dit is baie maklik om te verstaan as jy dit so kyk, en daarom is hierdie les vir haar ook 'n les vir ons. Ons lees hoofstuk 2:1-0. Toe kom ons ou gasheer Markus en sê vir my: Majesteit en meester, die aandete is gereed. Sal ek dit, as u dit so beskik, nou maar dadelik op die heeltemal herstelde tafels laat sit? Nou, hier is vir my ook iets interessants. Ek het gesê dat ons die ete, die aandete wat nou hier genuttig gaan word, moet sien as 'n opsomming van die geestelike ete wat Joshua gehad het met die Judeërs uit Persië uit. Hy noem dat wanneer hy met mense oor die woord praat, dan het hy heerlike kos geëet. Nou, hier kom hy op die herstelde tafels, moet hulle nou aansit. Dan wil dit amper vir my sê dat dit aan na die eindtyd verwys, waar die evangelie herstel is, sodat ons dit kan nuttig. En hier in ons hand, hierdie papier is deel van die herstel van die evangelies, direk deur Joshua self, deur een persoon vir ons gegee, 'n profeet, sonder die inmenging van Konstantin, of die inmenging van 'n klomp Romeinse biskoppe en wie ook al daar teenwoordig was. Ek het vanmôre gelees van 'n ou wat sê, Konstantin, toe hy hier in 323 na Messia die godsdiens bepaal het wat die volk nou moet hoor, was dit Fariseërs wat daar by hom was. Nie net toekomende Romeinse priesters nie, dit was Fariseërs wat van Jerusalem af gevlug het. En ons weet dat hulle so min as moontlik van Joshua wou insit. En definitief ook van die goed in die Ou Testament wat hulle verborge wou gehou het. Joshua sê, doen dit, want vandag het selfs ek al behoorlik honger, en ek sal my verheug in 'n goeie vis, 'n aansienlike stuk brood, en 'n suiwer en goeie wyn. Nou, as jy dit lees, moet jy dit outomaties in die gees lees. 'n goeie vis is 'n mens wie se hart gewilliglik uitgereik het na hom. 'n goeie stuk brood is 'n stuk skrif wat lekker proe, soos hierdie skrif wat ons nou doen. En 'n suiwer en goeie wyn is die liefde wat ons ervaar deur dit van hom af self te ontvang, en die liefde waarmee ons dit uitdeel. En ek kan dit net hier vergelyk met die liefde wat die vrouens in hierdie week gaan vir ons
wys wanneer hulle 'n Pasga maaltyd berei. Ek was altyd verstom oor die liefde. Elkeen het 'n taak. Hierdie ene maak dit mooi. Dan sê ek, waarvoor is al hierdie goed? Waar is dit tuis vanmôre? Hy maak net houers vir Kers en die pragtigste goed met die meeste vlei. En so is elkeen besig met hulle liefde in hulle harte om vir Yeshua hierdie tafel voor te berei, waar ons dan daar sy brood en wyn gaan geniet in die gees. Maar ons gaan lekker saam eet en 'n wyntjie drink, en vir die wat nie wyn drink nie, 'n druiwesap. Ons is nie daarop vas nie. En dit is die Pasga. Die Pasga is om in Yeshua, in sy woord, saam met sang, gebed en vrolikheid onder mekaar, dit te geniet, wat dui op die toekoms wanneer ons hierdie liggaam verlaat, kan ons dit elke dag geniet. Dit is 'n wonderlike vooruitsig, elke dag waar hy by kan wees. En as hy nie by is nie, weens sekere dinge wat jy en ek moet self doen, sal ons hom altyd in die gees herken en by ons hê. Nou sê hy vir hom, jou 2 seuns moet egter nog 1 keer die oewers van die see fyn kam. Langs die oewers dryf nog 'n paar lyke. Dit is 'n aantal arm Judeërs met hulle vroue en kinders. Ek wil nie dat hulle, of ook ander, die dooies moet vind, terwyl ek hier vertoef nie. Die see is spieelglad, en die sterre skyn vannag besonder helder. Jou seuns kan die taak maklik volbring, en te meer omdat goeie hulp aan hulle verleen kan word, van die aanwesige skippers van Kisjona, wat hier teenwoordig is, van Ebal uit Genesaret, en van die skeepslui van Cornelius. Ongeveer 9 persone dryf langs die oewers oor 'n afstand van hoogstens 'n 1,5 uur hier vandaan. 'n 1,5 uur vir die mense wat nie weet nie, is 'n uur en 'n half. Hulle moet julle hierheen bring. Julle moet hulle dan met die gesigte na onder gekeer op 'n skynsbodem neerlê en so tot môreoggend laat lê. Ek sal hulle dan eers môre opwek. Nou, in die geestelike is hier vir my ook 'n verwysing, want 'n mens wat dood is, stel in die gees iemand wat nie die waarheid het nie, en wat nie in die liefde is nie. So al het Yeshua nou hier 'n klomp mense waarmee hulle die heerlikste ete, en dit wys vir my na die bruilofsmaal aan die eindtyd, sal daar nog mense wees waarna ons sal uitreik, wat geestelik dood is, wat opgewek moet word in die waarheid. Markus vra, meester, waarom dan nie reeds vandag nie? Waarom eers môre? Yeshua sê vir hom, vriend Markus, moenie opgewonde wees nie. Ek weet waarom die gras, wat eers in die komende jaar die veld sal groen kleur, nie reeds in hierdie jaar opgeskiet het nie. Bekommer jou dus glad nie daaroor nie, want op die punt ken ek die reëls al baie beter as jy, beste Markus. Gaan nou en sorg dat alles wat gedoen moet word, ordelik verloop. Markus verwyder homself, sorg dadelik dat die kos na die tafels gebring word, en gee ook die opdrag deur aan die seuns, wat dadelik in 'n groot boot klim, en die ander voorgenoemde skippers vir hulle samewerking vra. Ons verlaat ons plekke en gaan na ons tafels, wat op die reeds bekende wyse ingedeel is. Alles by Yeshua is ordelik, en die orde beteken iets. Die 3 in die lewe teruggeroepenis, gaan saam met die vrou na die huis van Markus, waar hulle spys en drank, en vervolgens 'n goeie slaapplek kry, heeltemal volgens my wil, ten einde hulle voor die oggend te versterk. Terwyl ons na die tafels loop, kom die bewoners van die tente van Koran eers na buite, om hulle ook na die tafel te begewe. Toe trek Jara my aan my arm en sê, meester, u my altyd grote liefde, kyk eers
hoe die moedige stryders vir u ryk, nou eers, deur honger gedrywe, uit hulle skuilplekke na buite begin te sluip. Waarlik, daaronder vind jy, behalwe Mathael, vas en seker maar weinig groot geeste. Ag, dit was voor die storm begin toch wel 'n komiese gesig, toe die 50 fariseërs deur die aanblik van die eerste gevalle, sekerlik 1 pond sware haalstene, dit optel en springend in die groot tent ingedryf word. Hulle weet net so goed soos ek, dat u die betroubaarste beskermer teen elke ongemak is, en toch het hulle kleingelowig en baie benoud geword, en het 'n stoffelike beskerming gesoek. Nou skaam hulle self sigbaar dat hulle dit gedoen het, en hulle durf hulle volgens my nie na u, o meester, wenk om u goed onder oë te hou nie. Mathael kon wel met sy gesellin gebly het, want hy moes sy jong mooi koninklike gemalin volg. Na my mening is dit hom dus te vergewe, maar by die ander was dit maar hulle geringe vertroue en hulle klein geloof, die rede, en daarvoor kan ek hulle nie prys nie. Nou hier tel 'n mens by Jara so 'n bietjie van 'n vermakigheid, né? Woord is mos vermakigheid, waar sy nou basies heeltyd by Yeshua gestaan het en sê, ek was toch baie sterker as die ander wat agter die tente ingeduik het en onder die tafels. En dit is 'n eienskap wat ons moet herken in ons, en ons moet dit uit ons uitkry. Vermakerigheid pas nie by 'n kind van Vader. Mens kom baie voor die versoeking en jy sê, ja, daai klomp Jode wat daar nou gebom word, flenters, lekker, kry vir julle wou mos dit doen, nou kry julle dit vir julle. Ons mag nie so wees nie. Vermakerigheid mag nie by ons gevind word nie. Ons moet dit waarneem en sê, dankie Yeshua, u wil geskied, u het altyd die loon van elke mens se dade kom oor hom, maar ons moet nie lekker kry daaroor nie, of ons moet nie hoogmoedig word, wanneer ons sekere kragte van die Gees het en ander dit nie het nie. Want hulle is nog nie gereed nie. Ons lees wat Yeshua nou vir haar sê. Yeshua sê, jy het wel gelyk, dogtertjie, maar laat ons diegene wat nog op bepaalde punte swak is, die tyd gun. Dan sal iets wat meer ervaring hulle wel in alles sterker maak. Dink maar eers hoeveel jy al by my meegemaak het, waardeur jy dus maklik meer moed kan hê. Hulle het egter baie minder meegemaak, en daardeur kon hulle angs maklik groter gewees het as hulle vertroue. Later sal hulle ook wel meer vertroue hê. Verstaan jy dit? Jara sê, ja, ek verstaan, dit verstaan ek goed. Maar ek herinner my ook dat almal saam met my baie in Genesaret beleef het, en toch durf niemand, behalwe ek, met u op die helder water stap nie. Selfs nie u leerlinge nie. Wat was dan die rede vir die geringe vertroue? Dat was 'n ervaring waar Yeshua op die water geloop het en sy die enigste was wat na hom toe gestap het op die water. Yeshua sê, toch weens jou groot ervaring, of groter ervaring, want my engel, dit is Raphael, dra jou sigbaar op sy hande, en jy beleef dinge wat geen mens tot op hede nog beleef het nie. En bovendien was jou liefde vir my werklik die grootste en sterkste, en daarin is ek ook altyd die grootste vertroue. Verwonder jou daar, dis nie te veel daaroor, dat jou vertroue in my groter is as die van die ander mense nie. En dit word veroorsaak deur jou groot liefde. Wat vir ons 'n les is, dat as ons groot krag het, gaan dit oor ons groter liefde vir hom as die ander mense. Maar dit moet nie maak dat ons onsself hoër ag of beter waarneem.
Maar soos wat ek al in Genesaret vir jou gesê het, sal jy oor 'n aantal jare nog baie versoekinge moet deurstaan. Onthou, hy's 12 jaar oud. Waarteen jy sal moet veg, ondanks jou groot vertroue in my. Maar deur die krag en die mag van my naam sal jy alle versoekinge weerstaan. En eers van daardie tyd af sal jy vry in my lig kan wandel. Want wat 'n mens vry van my wil hê, dit moet hy uit eie krag beveg. Jy liefste dogtertjie, jy het tot op hede nog geen werklike stryd deurstaan nie. En daarvoor was die regte tyd nog nie daar nie. En ontbreek die ware geleentheid. Dit sal eers vir elke mens kom, as my dagtaak op hierdie aarde beëindig sal wees. Dit beteken, nadat hy gekruisig is, sal hulle almal uitgestuur word, en dan sal hulle nie meer Yeshua by hulle hê om alles basies vir hulle te doen nie. Nou is ek slegs 'n saaier, en ek lê die goeie koringkorrel in die lewende akker van julle harte. En dit is wat hierdie woorde wat voor ons is, nou met ons doen. Dit is die saad wat nou in akkers gelê word, die akker is ons siel. Die saad sal eers daar ontkiem en dan opgroei vir die geseënde vrugvorming. Eers daarna sal julle vir julleself die vrug op julle eie lewensbodem met baie moeite en selfverloning moet versorg. Salig is diegene wat die vrug wat ek in sy hart gesaai het, suiwer en oorvloedig in sy ingerigte skuur van my gees sal bring, wat ek self opgerig het. Waarlik, hulle sal vir ewig geen honger of dors meer hê nie. So elkeen van ons kry hierdie woorde gesaai in ons harte. En elkeen van ons bepaal self wat se tipe vrugtebome ons het. Is dit vrugtebome wat na 'n dag of 2 of 'n paar weke kan begin vrug dra? Of is dit bome wat eers vrug gaan dra wanneer die verdrukking verskriklik groot is? Dit maak nie saak nie. Dit gaan daaroor dat die saad moet ontkiem. En die ontkieming gaan gepaard met werke van naaste liefde. Gaan gepaard met gebed. En hoog nommer 1 met 'n ontsettende groot liefde vir Yeshua. Bo alles wat jy lief het op aarde, moet jy hom lief hê. Lief hê. Bo jou kinders, bo jou ouers, bo jou vrou bo jou man. En dit gaan die norm wees of jy vrug gaan dra. Mense het my al gevra wat in 'n huwelik was, waar hulle net nie met die een party kan regkom nie. Hy hou nie van die waarheid nie. Hy staan dit te. Hy is altyd, wat is 'n obstakel in Afrikaans? Struikelblok. Nou, as iemand 'n struikelblok in jou lewe word, sodat jy nie kan vrug dra nie. As jy byvoorbeeld armes wil help en hy jaag hulle weg, of hy gryp die kos en die klere uit jou hand uit en hy sê, jy gaan dit nie vir daai klomp sleg goed gee nie. Soos baie mense redeneer so. Dan moet jy self besluit wat jy moet doen om vrug te kan dra. Want sonder vrugte gaan jy nie in die hemel kom nie, of in die ewige lewe ingaan. En dis 'n besluit wat elke mens moet maak. Is Yeshua nog my eerste liefde? Ek dink die tweede gemeente in die boek Openbaring 2 sê Yeshua, ek het dit teen jou omdat jy jou eerste liefde verlaat het. So dis iets om baie ernstig na te dink. Natuurlik moet 'n mens bid vir die ander persoon wat nie wil hoor nie. Of dit nou binne 'n huwelik is of wat ook al. Maar daar kom 'n tyd wanneer 'n besluit gemaak moet word. Of daar enigstens nog iets verder aan hierdie persoon
verander kan word. Dan gee 'n mens hom oor of haar oor aan Vader en hy kan dinge doen met 'n mens wat jy en ek nie kan doen. Hy het magtiging baie ver bo ons en deur daardie goed oor die mens te laat kom, kan hy dan dalk nog gered word. Vers 17. Nou is ek slegs, dit het ek gelees, maar 18. Liewe Jara, wat jy dus nou het, is maar net saad wat deur my in jou hart gelê is. Na 'n aantal jare sal dit as 'n golwende koringveld daar staan en allerlei storms moet trotseer. Dan sal dit egter 'n saak van die kragtige en volle vertroue in my naam wees en deur 'n groot selfverlonende liefde tot my om die golwende koringveld te beskerm teen die dreigende storms, dat dit nie tot 'n verderfbringende uitbarsting kom en die pragtige koringveld wat ek self baie goed verbou het ten gronde rig nie. Want as daar eenmaal 'n vernietigende storm bo so 'n veld losgebreek het, is dit bykans onmoontlik om 'n einde daaraan te maak. En hier praat Vader direk met die gemeente dogter van Sion aan die einde van die tyd, die geestelike jare waarvan ons deel is, en wat nie 'n gemeente is anders as dat elke mens wie se siel Yeshua baie lief het aan die eindtyd is in die gemeente dogter van Sion. Al weet hulle dit nie, al is hulle nog in ander organisasies betrokke. Op 'n stadium sal hulle almal bymekaar kom en op 'n stadium sal hierdie groot koringveld sal dan staan aan die einde van die tyd, maar daar sal verskriklike groot storms kom. En nie net fisiese storms nie, geestelike storms. En dit is dan wanneer ons moet vasstaan en hierdie land wat ons, al die mense wat ons na Vader toe gebring het deur hierdie woorde wat ons nou het, want ek is oortuig dat die nuwe openbaring gaan die bruilofsmaaltyd wees. Want dit is wat nuut en suiwer vir ons gegee word. En dit is wat hierdie koringlande wat mense voorstel, wat nou ook ryp geword het, dat ons hulle moet behou en dat hulle nie van die waarheid gaan afval nie. Dit gebeur ongelukkig nog steeds dat mense wat hierdie woord ingekry het en wat versterk was deur hierdie woorde wat op die rots was, dat hulle afval. Ek kry baie berigte reg oor die land. Hierdie ou is nou terug en hy bring offers saam met die Ou Testament mense. Hierdie een is weer terug na die kerk toe. Hierdie een is nou weer by daai denke. Mense, ons kan nie 'n ruiling maak Yeshua vir 'n ander mens nie. Niemand moet my sien as enigiets anders as net 'n mondstuk wat hierdie woorde oordra. So dit gaan nie oor Dirk se gemeente en Piet en Koos se gemeente nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor Yeshua se woord. En dit gaan oor Yeshua se opdragte. En dit kan jy basies in vele ander plekke ook kry. Jy moet dit net doen. Jy moet net sorg dat jy 'n verhouding met Yeshua het, 'n 1-tot-1, en dat die tussenganger tussen jou en Yeshua verwyder is. Want dis wat hy wil hê. Hy wil 'n direkte verhouding met jou hê. Jy sal jou nog goed herinner hoe ek 'n paar weke gelede vir jou in Genesaret 'n tuintjie aangelê het en het dit gevul met allerlei nuttige plante. Die plante groei goed en weelderig, maar die tuintjie en die plante moet versorg word. Die onkruid moet, as dit ergens opskiet, uitgeroei word. En as dit baie warm en droog word, mag die gieter nie vergeet word nie.
kyk, 'n soortgelyke tuintjie het ek ook in jou hart aangelê. En ek het daar ryklik voorsien van allerlei nuttige gewasse. Die onderhoud en die verdere versorging van die tuintjie is nou heeltemal vir jou rekening. Gebruik alle aandag en ywer vir die onderhoud en versorging van die tuintjie. Dan sal jy binnekort 'n ryke oes afhaal. Verstaan jy hierdie beeldspraak goed? Nie almal wat nou nie by ons gekom en verstaan hierdie beeldspraak goed nie, want dit is maar iets wat jy nie leer in die kerk nie. Maar die groente wat Joshua in jou tuin geplant het, soos wat hy nou dit vir haar gegee het, dit is die tipe vrugte wat jy in staat is om te kan lewer. Jy's dalk goed met naaldwerk, jy's dalk goed om kos voor te berei, of jy's goed om bouwerk te doen vir jou naaste, of wat ook al, in die fisiese, en dan is daar geestelike gawes wat jy ook kan doen. Jy kan jouself met siek mense vereenselwig. Jy's nie bang vir bloed en vir ontlasting en urine nie. So jy kan daai werk doen. Inteendeel, jy geniet daai werk. Dit is deel van die vrugte wat in jou die tuintjie se plante. 'n Ander een kan dit glad nie vat nie, maar in sy tuintjie is daar dalk die vermoë om te kan bid en die vermoë om duiwelse geeste aan te spreek, want nie almal kan dit doen nie en het die oorgawe om dit te doen nie. So sal jy altyd moet sorg dat daar in daai tuintjie nie onkruid kom nie, want onkruid is die verkeerde dinge. Dit is begeertes van die liggaam en die siel wat nie in Vader se orde is nie. Dit moet jy dadelik uitroei. Jy moet dit uittrek. Anders te gaan dit die gewasse wat binne in die tuin staan verdrink. En jy moet sorg dat die tuintjie nie droog word nie. Jy moet gereed staan met die gieter, en die gieter is die woord en die goeie dinge van die wat voortvloeiend uit die woord is. Jy moenie nalat om te doen nie. Dit is om die tuintjie nat te hou. Want as jy nie water gee nie, gaan alles vrek. So dis die simboliek wat hy vir ons gee vir ons innerlike geestestuintjie wat hy aangelê het by elkeen van ons wat hier sit afsonderlik. Elkeen se tuintjie is anders. Daarom is dit so belangrik dat ons mekaar nie oordeel nie. Want jy en ek weet nie wat se pad 'n ander mens gestap het, nie eens op hierdie aarde nie, wat nog van die oneindige tye voordat hy na die aarde toe gekom het. Wat weet jy van 'n ander man af? Niks. So oordeel nie. Dis wat hy ons vra. Hierdie ou het dalk net 'n baie klein tuintjie, maar die tuintjie se vrugte is baie mooi. Jy het dalk 'n groot tuin, maar dit lyk nie so goed nie. Daar's verskillende gewasse wat besig is om te kwyn. Daar's droogtekolle. Daar's allerlei ongediertes wat jou plante opeet. En nou wil jy die ander ou oordeel. So daar kom Joshua se leer van die bergpredikasie weer ernstig in, en wat ons in hierdie tuin gelykenis ook aantref. Nou sê Jara, ja meester, my enigste liefde, ek verstaan dit heeltemal. Dit stem my egter tog ietwat verdrietig, dat ek nog so baie storm sal moet deurstaan voor die oes. Maar ek hoop en glo, u sal u arme maag nie ten gronde laat gaan, as sy in die nood tot u om hulp sal roep nie. Want u het my smeekbede gehoor en verhoor, toe ek u nog nie soos nou gesien en herken het nie. Wanneer gaan al die storms oorwees en wanneer jy kan oes? Die oomblik wanneer jy oes en in die stoor ingaan, is die oomblik wanneer jou lewe afgehandel is op hierdie aarde. En dan gaan jy oor na die ander kant toe. En dan is jou aardse oes voltooi. Daar kan nog 'n geestelike oes wees aan die ander kant, maar die aardse oes is dan verby. Nou sê Joshua van 'n baie belangrike woord. Almal wat my ken,
en in die hart aanroep en op die mag van my naam vertrou, sal nooit in der ewigheid skade en skande ly nie. Daarvan kan jy volkome verseker wees. Maar nou moet ons aan tafel gaan eet wat voorgesit word. En hier het Joshua vir ons gemeente, elkeen van ons, 'n baie goeie voedsel gegee, wat ons baie ernstig moet opneem. Ons moet dit maar vanaand weer lees, miskien weer later vorentoe, en kyk dat ons nie onsself hoër en beter ag as ons naaste wat minder geloof as ons het nie, behalwe die wat nou aan tafel sit by Joshua wat min geloof het, al het hulle onder die seile en die tafels ingeduik, hy het nie vir hulle gesê, hoorie, julle kom eet nie vanaand saam nie. Hy bring hulle, hy het wel 'n orde daar by die ete, sal die tafels se orde dink ek in volgende hoofstuk bespreek. Maar, daar lê nog 9 mense dood by die see met hulle koppe af, wat hy nie gesond gemaak het en na die etenstafel toe genooi het nie. Maar tog was hy hulle barmhartig, hy het hulle nie vergeet nie. En so moet ons ook wees met die tipes van daardie 9 drenkelinge voorstel. Wat dit presies is, kan ek jou nie nou sê nie, ons sal seker in die volgende lesings aanduidings kry daarvan. Baie dankie dan, en ons gaan dan Woensdag weer voort.